Die koggel van ooe vir 9 dae voor die aanvang van die paarseisoen is 'n goedkoop en doeltreffende manier om ooe te stimuleer om op hitte te kom en om hulle terselfdertyd te sinkroniseer om oor 'n korter tydperk op hitte te kom. Beide die lamseisoen en die byvoedingsperiode kan dus aansienlik so verkort word. Die gelyktydige gebruik van koggelramme met 'n baie hoë geslagsdrang, asook prikkelvoeding, kan 'n wesentlike bydrae lewer om die reproduksietempo van ooe te verhoog. Meer fetusse in die baarmoeder, meer lammers op die grond, meer vervangingsdiere om uit te selekteer, meer lammers om te verkoop, meer wins. Indien die koggelram-effek korrek benut word, kan dit 'n baie belangrike rol speel, nie net om bestuursaktiwiteite te sinkroniseer nie, maar ook om dit meer doeltreffend toe te pas. In hierdie video gaan ons kyk hoe kan jy die koggelram-effek benut tot jou voordeel. Nou eerstens gaan ons kyk na die uitdaging van die nie-seisonale teeling. Ons gaan kyk na die koggelram-effek en dan gaan ons kyk na die piek-hitteperiodes en die sprongmetode. En dan gaan ons kyk na die voordele van die koggelram-effek. En dan gaan ons 'n bietjie kyk na die aantal en soort koggelramme. Watter koggelramme is die beste en watter soort moet jy gebruik? En dan gaan ons kyk na die voorbereiding van die koggelramme en ooe. En ons gaan kyk na alternatiewe metodes. Ons gaan kyk na die bestuur van koggelramme. En dan gaan ons kyk na die voorbereiding van die ooe vir koggel. En dan gaan ons net laastens kyk na riglyne om die maksimum respons uit hierdie koggel-effek te kry. Baie welkom by hierdie video. As dit jou eerste keer hier is, ek is Bram Coetzee en ek is al vir meer as 30 jaar betrokke in die skaap- en wolbedryf in Suid-Afrika. Ek het op 'n skaapplaas in Namibië groot geword. Na skool het ek my BSc honeursgraad in skaap- en wolkunde aan die Universiteit van Stellenbosch voltooi. En toe het ek vir 'n paar jaar gewerk as senior produksieadviseur by die destydse Wolraad. En daarna was ek bestuurder by Midlands Abattoir. En ek was ook vir so 'n paar jaar 'n senior produksieadviseur by BKB. En toe was ek vir 10 jaar die bestuurende direkteur by Consortium. En ek is ook al vir die laaste 20 jaar die bestuurende direkteur van my eie maatskappye onder Amali, waarvan hierdie welvaart met skaap resorteer onder Amali Consulting. Die doel van my welvaart met skaap mentorprogram onder Amali Consulting is om skaapboere te help om te beweeg van finansiële onsekerheid, oneffektiewe bestuur en frustrasie na een van die top 20% skaapboere in Suid-Afrika. Nou ek maak gebruik van mentorboere wat tel onder die top 1% skaapboere in Suid-Afrika, as ook van kundiges op die gebied van finansies, voeding, dieregesondheid en weiveldbestuur. En ons help boere om hulle denkwyse te verander, om hulle beplanning te doen, behoorlik strategie uit te werk, stelsels in plek te kry en om hierdie stelsels suksesvol te implementeer, sodat hulle welvaart kan skep uit 'n goed bestuurde, winsgewende, volhoubare boerdery, wat hulle met trots kan oordra na hulle nageslag. Nou dit verseker die familie se nalatenskap, dit gee persoonlike bevrediging vir die boer en dit help hom om 'n betekenisvolle bydrae in sy gemeenskap te maak waar hy tans is. Die beste manier om uit te vind wat om te doen is eerstens om te bepaal waar staan jou boerdery. Is jy onder die top 20% of is jy onder die onderste 20% of is jy iewers hier in die middel? Want as jy weet waar jy staan, dan sal jy weet wat om te doen. My aanbeveling sal wees dat jy die skaapboerdery evaluasie gaan doen. Dit is so 15 vrae wat jy kan beantwoord en dit sal vir jou baie goeie indikasie gee van waar jou boerdery staan. Jy sal die skakel vind reg onder hierdie video, in die beskrywing van die video of in die opmerkings. Dit sal sê WMS skaapboerdery evaluasie. Dan klik jy net op daai skakel en dit sal jou vat na hierdie evaluasievorm wat jy kan invul. As jy die vorm klaar ingevul het, dan kan jy net jou besonderhede invul en dan sal jy 'n telling kry.
'n totale telling en dan ook 'n telling vir die 3 afdelings: besigheid en mense, natuurlike hulpbronne, produksie en bestuur, om te kyk waar is jou tekortkominge, en dan kan jy maar net die stappe volg daarvan af. As jy minder as 80% kry vir jou skaapboerdery evaluasie, dan sal my aanbeveling wees dat jy hierdie werkboek aanskaf, die 3 pilare van winsgewende skaapboerdery. Die skakel is reg onder hierdie video in die beskrywing of in die opmerkings van die video. Nou, die 3 pilare van winsgewende skaapboerdery handel oor besigheid en mense, natuurlike hulpbronne en dan skaapproduksie en bestuur. En dit sal jou help met jou denkwyse, jou beplanning, jou strategie, stelsels en die implementering daarvan. En hopelik sal dit jou vat na die top 20% skaapboere in Suid-Afrika. As jy voel jy het meer hulp nodig, dan is jy welkom om deel te word van my Welvaart met Skaap Top 20 mentorprogram. Hierdie mentorprogram loop oor 12 maande. So ons gaan in maand 1 en 2 doen ons beplanning en strategie en denkwyse, en dan in maand 3 tot 6 werk ons met begrotings en stelsels, en dan maand 7 tot 12 dan doen ons monitering, evaluering en verbetering. So die hele doel met die mentorprogram is om jou te help om binne 12 maande jou boerdery te vat van waar ook al jy jou bevind na een van die top 20% skaapboere in Suid-Afrika. Kom ons kyk 'n bietjie, hoe kan jy die Kogelram effek benut tot jou voordeel? Indien die Kogelram effek korrek benut word, kan dit 'n belangrike rol speel, nie net om bestuursaktiwiteite te sinkroniseer nie, maar ook om dit meer doeltreffend toe te pas. Daarbenewens kan die Kogelram effek ook die reproduksietempo verhoog. Wat seker die heel belangrikste is om die reproduksietempo te verhoog, om meer lammers aan te kry, sodat jy meer lammers kan speen en meer lammers verkoop op die einde van die dag, en dan meer winsgewend is. Nou die uitdaging van nie seisonale teeling. Ooe word dikwels gedurende die lente en vroeë somermaande gepaar voor die natuurlike teelseisoen van Januarie tot Julie in aanvang neem. Nou dit het ten doel om te verseker dat daar voldoende groenweiding is van die ooe lam. Dit het egter laer lampersentasies tot gevolg as jy hier buite die natuurlike teelseisoen paar. Nou beide kogelramme en prikkelvoeding kan gebruik word om ooe gedurende die nie seisonale teelseisoen, dit is nou van Augustus tot Desember, wanneer hulle geslagsaktiwiteite laag is, te stimuleer om buite te kom, waardeur die teelseisoen vervroeg en die lamseisoen verkort word. 'n Tweede probleem wanneer die paring buite die natuurlike teelseisoen geskied, is dat daar dikwels slegs 'n klein persentasie, ongeveer 2% van die teelooe per dag bronstig raak of op buite kom. Dit gee dikwels aanleiding tot ramme wat beklei, wat die risiko verhoog dat ramme sodanig beseer kan word, dat dit hulle dekvermoë benadeel. Jy weet dat as ramme enige beserings het of koorsreaksies het, kan hulle tot 8 weke onvrugbaar of tydelik onvrugbaar wees, so jy wil verhoed dat die ramme met mekaar beklei. As daar te min ooe op buite kom en daar is te veel ramme in, dan gaan hulle met mekaar beklei. Verder kan dit ook tot dekdominansie lei. Ondergeskikte ramme sal nie ooe dek in die teenwoordigheid van dominante ramme nie. Beide kan tot laer lampersentasies bydra. So om hierdie toestande te voorkom, moet die teelooe voor die aanvang van die paarseisoen gekogel word. Want dit verseker dat voldoende ooe op hitte is, wanneer die teelramme tussen die ooe geplaas word, en om onnodige bekleierery in 'n groot mate uit te skakel. Nou kom ons gaan kyk 'n bietjie na die kogelram effek. Die kogelram effek maak van 'n kragtige natuurlike verskynsel gebruik, wat dikwels swak verstaan en verkeerdelik toegepas word. Dit is 'n uiters doeltreffende metode indien dit korrek gebruik word en word beslis onderbenut. Beide teel- en kogelramme, ramme wat vasektomie gehad het, skei 'n baie kragtige chemikalie of feromoon deur die kliere in hulle vel af. Dit versamel in die wolwas as ook in die was rondom die oë. Nou die reuk van hierdie stowwe
veroorsaak 'n onmiddellike binne 10 minute diepgaande hormonale respons in oeye wat hulle uit hulle seksuele onaktiwiteit of anestrus wek. 'n Voorwaarde is dat die oeye vir minstens 4 tot 8 weke voor die aanvang van die koggeltydperk van alle manlike diere geïsoleer word. So dis belangrik dat die oeye nie in kontak is met enige manlike diere nie. En as dit die geval is en hulle word blootgestel aan manlike diere, kan hierdie reuk van hierdie feromoon binne 10 minute hierdie oeye uit hulle anestrus of onaktiwiteit seksuele toestand uitwek en maak dat hulle begin ovuleer. Nou as ons kyk na die eerste kontak, binne 'n halfuur nadat oeye met manlike diere kontak gemaak het, is daar verhoogde hormoonafskeiding in die bloedstroom van die oeye wat die begin van hulle estrus aktiwiteit stimuleer. Dan die eerste ovulasie. Feitelik elke ooi in die trop begin binne 2 tot 3 dae nadat die ramme bygesit is ovuleer. Hierdie eerste ovulasie gaan gepaard met 'n stil hitte, omdat die oeye geen gedragstekens toon of reuke afskei om aan te toon dat hulle op hitte is nie. En gevolglik sal die ramme nie met hulle paar nie. So daai eerste binne 3 dae as hulle begin ovuleer, dan is dit gewoonlik 'n stil hitte en die ramme weet nie as die oeye is op hitte nie, so hulle gaan nie met hulle paar nie. Dan die tweede ovulasie. Die grootste gedeelte van die oeye in die trop sal ongeveer 16 tot 17 dae na die eerste ovulasie en stil hitte. Dit is ongeveer 18 tot 20 dae na die eerste kontak met die ramme weer op hitte kom en ovuleer met waarneembare hittetekens. En dan die derde ovulasie. Die res tot 25% van die oeye sal 'n kort estrus siklus van ongeveer 4 tot 8 dae hê en 'n tweede keer 'n stil hitte met ovulasie toon. Hierdie oeye sal dan ongeveer 16 tot 17 dae weer ovuleer. Na ongeveer 16 tot 17 dae weer ovuleer. Dit wil sê ongeveer 22 tot 24 dae na die eerste kontak met die ramme met waarneembare hittetekens waar tydens hulle met die ramme sal paar. So daar's 'n eerste ovulasie wat gewoonlik 'n stil hitte is. Dan is daar 'n tweede ovulasie, 16 tot 17 dae na die stil hitte, 18 tot 20 dae na die eerste kontak met die ramme. En dan die derde ovulasie, dit is hierdie res van die oeye, daai laaste 25% van die oeye, wat dan eers is 4 tot 8 dae estrus siklus sal hê, en dan 'n tweede keer 'n stil hitte met ovulasie toon, en dan hulle sal dan 16 tot 17 dae later weer ovuleer, en dit is ongeveer 22 tot 24 dae na die eerste kontak met die ramme. So met ander woorde, jy gaan hier van 18 dae na die eerste kontak met die ramme tot so by 24 dae na die eerste kontak met. Dis wanneer die oeye op 'n dag gaan kom en ovuleer en dat hulle duidelike hittetekens gaan toon. Nou die piek hitteperiodes en die sprongmetode. Die koggelram effek het dus 2 piek hitteperiodes tot gevolg. Dit vind onderskeidelik 19 en 23 dae nadat die koggelramme by die oeye gesit is plaas. Nou as gevolg hiervan sal die meeste oeye tot 80% binne 'n tydperk van 7 tot 8 dae, dit is dag 17 tot 25, na aanvang van die koggeltydperk, deur die teelramme gedek word. Nou as gevolg van hierdie tipiese patroon waarvoor ons oeye na sinkronisasie met koggelramme op hitte kom, kan die aantal oeye wat per dag gedurende die piektydperk op hitte kom verminder word om die druk op die ramme te verlaag. Sodoende word die geleentheid geskep dat oeye wat op hitte kom moontlik meer kere gedek word om meerlingpersentasies te verhoog. So jy kan 'n probleem hê as jy nou die oeye gekoggel het, dat daar op 'n sekere piekperiode dat daar te veel oeye op hitte kom en dat daar te min ramme is om hierdie oeye te kan diens. So en as die ramme nie die oeye genoeg kere kan dek nie, dan verlaag dit die meerlingpersentasie. So nou wen jy op die een kant, maar jy verloor op die ander kant. So die aantal oeye wat per dag lam kan ook gemanipuleer word om by die infrastruktuur aan te pas, byvoorbeeld waar daar te min lamhokke of arbeid beskikbaar is. Nou hierdie ding kan gedoen word deur die ooitrop in 3 groepe te verdeel en die eerste groep op dag 1
die tweede groep op dag 3 en die derde groep op dag 5 te begin koggel, die sogenaamde staggered of sprongmetode. Dit verseker dat die oeye meer gelykmatig op hitte kom. Die groepe wat nie gekoggel word nie, moet minstens 1 kilometer weg van die manlike diere gehou word. So is belangrik, as jy nou hierdie sprongmetode toepas, dan moet jy die ander twee groepe moet minstens 1 kilometer weg van die manlike diere gehou word, anderster gaan hulle gestimuleer word deur die afskeiding van daai feromoon. Die sprongmetode is 'n goeie praktyk veral waar baie oeye aan 'n teelram toegeken is of waar onervare ramme gebruik word. Dit behoort te verseker dat daar nie meer oeye per dag op hitte kom as wat die ramme kan hanteer nie, en sodoende kan die lampersentasie dus verhoog word, want die ramme kan die oeye meer kere op 'n keer dek, en ons weet dat hoe meer kere die ram die ooi dek, hoe groter is die kans dat sy meerlinge gaan gee. Hierdie praktyk het tot gevolg dat minder oeye per dag lam, wat kan meehelp om lamvlektes te verlaag, omdat dit bestuur vergemaklik, asook lamdiefstal en permanente skeiding tussen oeye en lammers beperk. Ek weet, mense kry hierso, as die oeye so begin lam, en veral die oeye wat meerlinge lam is, daarom is daai oeye wat laatdragtig of swaardragtig is, hulle moeders instink raak so hoog, dat wanneer daar ooi besig is om te lam, veral as hy besig om die tweede lam te lam, dan steel hulle daai eerste lam, dan stap hulle met daai lam weg, en dan wat gebeur is, as hy eie lam is, as hy dan lam, dan los hy daai lam. So hierdie lamdiewe, dit kan jy voorkom deur hierdie ding so 'n bietjie te stagger. Nou, voordele van die koggelram effek. Eerstens 'n sinkronisasie. Dit sinkroniseer oeye, veral gedurende die nie-seisonale teelseisoen, om oor 'n korter tydperk op hitte te kom. Dit verkort die lamseisoen aansienlik en vergemaklik die bestuur. Navorsing het gevind dat waar oeye gekoggel is, tot 66% van die oeye binne 'n week lam, met soveel as 12% oeye wat per dag lam gedurende die piektyd van die lamseisoen. Plaaslik in Suid-Afrika is gevind dat waar oeye gekoggel word, tot meer as 90% van die oeye gedurende die eerste siklus, met ander woorde die eerste 17 dae van die lamseisoen lam. Nou, wat verhoogde lampersentasie aan betref, dit verhoog lampersentasie deurdat dit die ovulasietempo verhoog. Met ander die ooi skei meer eicelle af, so daar is meer meerling geboortes. Dit in 'n ondersoek in Australië is gevind dat dit ongeveer 4% meer oeye gelam het, waar oeye gekoggel is en daarna vir 6 weke gepaar is. So die persentasie oeye met aan die besetting is hoër, meer oeye lam. Nou, doeltreffende byvoeding. Aangesien die oeye oor 'n korter tydperk lam, word die byvoedingsperiode verkort en word die byvoeding terselfdertyd meer doeltreffend benut, omdat die meeste oeye dit op die regte tydstip van laatdragtigheid ontvang. So, dit gee vir jou 'n korter periode wat jy moet voer, en dit maak baie sin dan, waar ons praat van die regte kos op die regte tyd vir die regte periode vir die regte dier. So dit is waar jy dit kan toepas, en dan verkorte lamintervalle. Dit help om lamintervalle te verkort, veral in lakterende oeye, sodat versnelde stelsels, byvoorbeeld lam elke 8 maande suksesvol toegepas kan word. So as jy die lamintervalle kan verkort, dan kan jy hierdie versnelde stelsels beter toepas. Nou, die gevolg is dat die lammers se gemiddelde ouderdom min verskil, wat help om aktiwiteite wat op 'n spesifieke ouderdom uitgevoer moet word, soos inenting en speen, om dit te vergemaklik. Dit verminder ook die persentasie stertkant lammers, so daai lang stert wat jy het, is nie daar nie. Met 'n meer gekonsentreerde en korter lamseisoen kan lammers vroeër gespeen word, en is daar gevolglik meer groenweiding vir speenlammers beskikbaar, wat hulle groei bevordeel. Waar oeye deur koggelramme gesinkroniseer is heelwat oeye met die aanvang van die paarseisoen op hitte, en kan die teelramme se aanvanklike hoë geslagsdrang en vrugbaarheid die beste benut word om 'n hoë lampersentasie te verseker. Die gebruik van koggelramme is ook belangrik om jong oeye aan ramme gewoond te maak en sodoende besetting te verhoog.
In Australië word dikwels van die praktyk gebruik gemaak om jong ouetjies tussen die ouderdom van 6 en 9 maande vir ongeveer 34 dae te koggel om hulle geslagsrypheid te stimuleer. Indien hierdie praktyk gevolg word, moet die koggelramme egter vir ongeveer 3 maande voor eerste paring uitgehaal word en dan weer 9 dae voor paring bygesit word. So as jy jou jong ouetjies se geslagsrypheid wil stimuleer met koggelramme, is dit belangrik, kan dit vir ongeveer 34 dae doen, maar dan moet jy daai koggelramme uithaal vir ten minste 3 maande voor eerste paring, voordat jy dan 9 dae voor paring weer die koggelramme bysit. Nou as ons kyk na die kumulatiewe besetting, in 'n proef waar ooe gekoggel is, was die kumulatiewe besetting van ooe na 1, 2 en 3 weke onderskeidelik 38,2%, 67% en 81% teenoor 18%, 36% en basies 63% waar die ooe nie gekoggel is nie. In nog 'n ondersoek was die kumulatiewe lampersentasie van ooe wat die eerste, tweede en derde en vierde week gelam het onderskeidelik 42, 65, 80 en 90% teenoor 13, 29, 70 en 89% van ooe wat nie gekoggel is nie. Hierdie syfers illustreer duidelik die hoë lampersentasie ooe wat die hoë persentasie ooe wat as gevolg van koggel binne die eerste 2 tot 3 weke van die lamseisoen lam. So as jy koggel, gaan jy die grootste gedeelte van die ooe sal binne daai eerste 17 dae van die siklus gaan hulle lam. Nou die aantal en soort koggelramme. Koggelramme word teen ongeveer dieselfde verhouding as teelramme gebruik, naamlik 3 koggelramme per 100 ooe. Nou oorseese navorsers vind dat koggelramme van sekere rasse, byvoorbeeld die Dorset, in staat is om 'n groter respons as ander ramme, byvoorbeeld die Romney, te gee. Navorsing het gevind dat Dorset ramme meer doeltreffend as Merino ramme was om ooe te stimuleer om op hitte te kom, en dat laasgenoemde weer beter as die Romney ramme was. So die Romney ramme was die swakste geweest. Nou die Ronnerup Afrikaner ram se voordeel. Navorsing in Suid-Afrika het gevind dat Merino ooe wat met Ronnerup Afrikaner ramme oor 'n 5 jaar tydperk gepaar is, gemiddeld 19% hoër fekunditeit of meerlinggeboortes gehad het as Merino ooe wat met Merino ramme gepaar is. In opvolgproewe is 2 groepe Merino ooe met onderskeidelik Ronnerup Afrikaner en Merino koggelramme gekoggel en daarna geïnsemineer. Die ooe wat met Ronnerup Afrikaner ramme gekoggel is, het 'n 22% hoër lampersentasie, 157% versus 135% gehad. Laparoskopiese ondersoeke toon dat 48% van die Merino ooe wat met Ronnerup Afrikaner ramme gekoggel is, tweeling ovulasies gehad het, teenoor 21% van die wat met Merino ramme gekoggel is. Nou as ons gaan kyk, verdere proewe het getoon dat Ronnerup Afrikaners tot bykans 2 keer meer pogings aanwend, 17 versus 9 keer per uur, as Merino ramme, om ooe te dek, terwyl Ronnerup Afrikaner ramme ook ooe 42, basies 43% meer kere suksesvol gedek het as Merino ramme, 1.8 versus 1.26 keer per uur. So waarnemings tydens hierdie ondersoek het getoon dat Ronnerup Afrikaner ramme reg deur die nag seksueel aktief is, terwyl Merino ramme vanaf 11 uur tot 4 uur totaal onaktief was. Nou, dit blyk dat die betekenisvolle hoër geslagsaktiwiteit, libido, van die Ronnerup Afrikaner koggelramme tot verhoogde fisiese stimulasie van ooe aanleiding gee, wat verantwoordelik is vir die verhoogde ovulasietempo in Merino ooe, waardeur die fekunditeit of meerlinggeboortes met tot 20% en die lampersentasie met tot 22% verhoog het. So net die feit dat hierdie ramme meer aktief is en die ooe meer kere dek en meer kere suksesvol dek, gee aanleiding tot hoër of meer meerlinggeboortes. So dit is baie belangrik om te onthou. Waar SA vleismerino ooe met Ronnerup Afrikaner ramme gepaar is, was die lampersentasie 140% vergelyking met 118% waar SA vleismerino ooe met SA vleismerino ramme gepaar is.
Hierdie verskynsel dat Ronderop Afrikaner ramme oeye tot meerling ovulasies kan stimuleer, kan benut word deur oeye met Afrikaner koggelramme te koggel. Indien produsente bekommerd is oor die moontlikheid van die besoedeling van hulle oeye se wol met die hare van die Ronderop Afrikaner ramme, moet Afrino koggelramme, wat die Ronderop Afrikaner ram as voorouder het, oorweeg word omdat hulle in 'n groot mate dieselfde geslagsdrang het. Nou as dit kom by die voorbereiding van koggelramme en oeye, die voorbereiding van koggelramme. Koggelramme kan op verskeie maniere gemaak word, maar die mees doeltreffende manier is 'n vasektomie, waardeur ongeveer 25 mm van die saadbuise van elke teelbal verwyder word. Hierdie operasie belemmer nie die semenproduksie en die afskeiding van manlike hormone nie, maar die sperma kan nie die uretra bereik nie en derhalwe kan die oeye nie bevrug word nie. Alhoewel koggelramme steriel is, behou hulle manlike eienskappe omdat hulle nog steeds manlike hormone produseer en kan hulle dus gebruik word om die oeye te stimuleer om op hitte te kom. Koggelramme moet verkieslik nie binne 'n maand na die operasie gebruik word nie, omdat daar 'n kans is dat van die spermselle in die buise oorleef en die oeye kan dus nog bevrug word. Dit is aan te beveel dat koggelramme voor gebruik getoets word om seker te maak dat hulle steriel en vry van geslagsiektes is. Belangrik, toets die koggelramme voor jy hulle tussen die oeye sit. Aktiewe jong ramme, verkieslik ramme wat oeye al voorheen gedek het met 'n baie hoë libido of 'n geslagsdrang en wat vry is van enige geslagsiekte, is die beste tipe ram om die koggelramme van te maak. So die gebruik van koggelramme met 'n hoë dekvermoë en geslagsdrang is hoogs aan te beveel omdat hulle die oeye fisies tot hoër ovulasietempo stimuleer. So hierdie koggelramme met die hoë geslagsdrang en dekvermoë, dekbehendigheid, stimuleer die oeye fisies, so jy kry meer lammers aan net deur hierdie koggelramme te gebruik. In hierdie verband is aangetoon dat Afrikaner koggelramme met 'n natuurlike hoë dekvermoë, geslagsdrang en feromonale eienskappe oeye tot 'n 21% hoër lampersentasie gestimuleer het, wat 'n aansienlike verskil gaan maak in jou winsgewendheid van jou boerdery. Nou as ons kyk na alternatiewe metodes, hormoonbehandelde hammels kan ook gebruik word. In plaas daarvan om 'n operasie uit te voer om van 'n ram 'n koggelram te maak, kan hormoonbehandelde hammels gebruik word. Die grootste en mees aktiewe hammels met die mees manlike eienskappe 3 keer met 7 dae tussenposes met manlike hormone, dit wil sê testosteroon, in te spuit, tree hulle net soos ramme op. Die hammels ontvang die eerste hormooninspuiting 14 dae voordat hulle tussen die oeye geplaas word, die tweede inspuiting 7 dae later en die derde inspuiting nog 7 dae later waarna hulle tussen die oeye geplaas word. Die voordeel van hierdie metode is dat die hammels na die koggelperiode nie as 'n aparte trop aangehou hoef te word nie. Nou as dit kom by die bestuur van die koggelramme moet duidelik en permanent geïdentifiseer word om seker te maak dat hulle nie per ongeluk as teelramme gebruik word nie. Hulle moet verkieslik in 'n aparte trop of presies dieselfde wyse as teelramme bestuur word. Jy sal nogals 'n redelike groot ontnigtering kry as jy hierdie koggelramme van jou nie geïdentifiseer het nie. Jy sit hulle tussen jou oeye en jy dink is 'n teelram en daar kom geen lammers aan nie. Koggelramme moet topfiks en in 'n goeie kondisie wees om maksimum respons te verseker. Dieselfde voeding en voorbereidingsprogram wat vir teelramme voorgeskryf word, moet ook vir koggelramme gebruik word. Koggelramme moet gevolglik vanaf 2 maande voor paring geoefen word en 'n hoë deurvloeiproteïen gebaseerde prikkellek gevoer word. Indien veiding skaars is, moet 'n goeie gehalte hooi ad lib bygevoer word. So jy moet sorg dat hierdie koggelramme vir jou ook in 'n baie goeie toestand is en 'n goeie kondisie is. Hulle moet topfiks wees, want as hy nie topfiks is nie, gaan hy nie die oeye so baie kere gedek kry nie. En soos jy nou al reeds gehoor het, is dit gaan nie net oor die ramme, dit gaan oor die hoeveelheid kere wat hierdie koggelram daai oeye spring
Die hoeveelheid kere wat hulle gedek word, daai stimulasie veroorsaak dat jy meerling geboortes kry. Met ander die oeye se die afskei van die ovulasie tempo is baie hoër en gevolglik dan meerling geboortes. So die voorbereiding van oeye vir koggel, hierdie is baie belangrik. Die vrugbaarheid van die oeye en die sukses van koggel word grootliks beheer deur die kondisie van die oeye voor paring, as ook hulle voedingsstatus tydens die voorafgaande laktasieperiode. So jou oeye moet in topkondisie wees, hulle moet reg wees, hulle moet genoeg eicelle ontwikkel het. So ons weet nou dat die oeye so 180 dae voor paring, dis die tyd wat die eicelle afgeskei word en die ontwikkeling begin en dan gereed is vir ovulasie 6 maande later of 180 dae later. So as daai stadium nie reg was nie, gaan dit nie help jy doen al hierdie goeders reg en daar is nie genoeg of voldoende eicelle tydens ovulasie nie. Suksesvolle koggel vereis verder dat oeye vir 'n tydperk van minstens 28 dae, maar verkieslik 35 tot 56 dae van enige manlike diere, dit is ramme, koggelramme, ramlammers, bokramme, takbokke ensovoorts geïsoleer word. 1 kilometer is voorgestel as die minimum afstand vir isolasie om doeltreffend te wees. Die isolasie moet volledig wees omdat die oeye reageer op die sien, hoor en ruik van die ramme. So dit help nie, jy wil al hierdie goeders doen, maar die oeye het kontak met enige van hierdie, dan gaan die effek nie daar wees wat jy soek nie. So belangrik, die koggelram effek kan misluk as oeye op een of ander manier kontak, al is dit net vir 'n kort tydperk met die ramme maak. Ons het gesien dat die oeye binne basies 10 minute begin daai reaksie. Hierdie kontak kan gebeur waar oeye in aangrensende krale aangehou word tydens skeer, dip, dosering, inenting of waar oeye in kampe aangrensend van die bure se ramme wy. Indien oeye vir langer as 2 tot 3 siklusse, met ander is dit 35 dae, kontak met manlike diere het, kan tot 20% van die oeye in teelrus aan oesters gaan en eers die daaropvolgende paarseisoen op hitte kom wat lampersentasie drasties kan verlaag. So hierdie is belangrik dat jy hierdie goed reg bestuur, veral as dit hier buite die natuurlike teel tydperk of natuurlike teelseisoen is. Riglyne om maksimum respons te verkry. Nou, kom ons kyk net hier na die optimale koggeltydperk. Koggelramme moet vir 'n maksimum van 14 dae by die oeye gelaat word, waarna hulle met vrugbare, dekbehendige en fikse teelramme vervang moet word. Inligting dui daarop dat indien oeye slegs vir 9 dae in plaas van die tradisionele 14 dae gekoggel word, besetting en veral meerlinggeboortes verhoog kan word. Wanneer die koggelramme op dag 9 verkieslik laat namiddag uitgehaal word, moet die teelramme onmiddellik bygesit word. So is belangrik as jy daai ramme op dag 9 verkieslik in die laat namiddag uithaal, om daai teelramme onmiddellik by te sit. Die regte tyd van die dag, dit blyk dat oeye beter reageer op die prikkeleffek wanneer die koggelramme in die oggend vroeg by die oeye gesit word, eerder as wanneer hulle later in die dag bygesit word. Hierdie praktyk het 'n beter sinkronisasie effek as ook 'n verhoogde ovulasietempo tot gevolg gehad. Die aanbevole praktyk is dus om koggelramme vroegoggend tussen die oeye te jaag en vir 9 dae daar te laat. Nou wat die vervanging van ou ramme betref, ou koggelramme moet gereeld deur jonges vervang word omdat hulle geslagsdrang mettertyd afneem weens die degenerasie van die testis as gevolg van die ophoping van die semen. Waar hormoonbehandelde hammels gebruik word, moet die nuwe hammels elke jaar gebruik word, of moet daar nuwe hammels elke jaar gebruik word. Indien dieselfde hammels vir meer as 2 agtereenvolgende jare met hormone gespuit word, is hulle minder doeltreffend om die oeye te stimuleer. So dit is belangrik om hierdie ramme van jou te wissel en te sorg dat jy die optimum effek kry. Die voedingspyl tydens koggel, 'n beter respons word met koggelramme verkry indien die oeye tydens die koggeltydperk op 'n hoë voedingspyl is, sodat die oeye in 'n stygende massa toename fase is. So
dit is maar dieselfde met die prikkeltydperk vir die oeye en ons het in 'n vorige video het ons gesê dat dat as die prikkeltydperk saam met die koggeltydperk gaan, is dit eintlik die beste effek wat jy kry. Nou vooraf stimulasie indien koggelramme eers vir 'n paar dae tussen oeye wat reeds op hitte geplaas word en daarna tussen die oeye wat gekoggel moet word, stimuleer hulle meer oeye om op hitte te kom. So jy kan ook die koggelram stimuleer deur hulle tussen oeye te sit wat reeds op hitte is. Dan laastens om saam te vat, die koggel van oeye vir 9 dae voor die aanvang van die paarseisoen is 'n goedkoop en doeltreffende manier om oeye te stimuleer om op hitte te kom en hulle terselfdertyd te sinkroniseer om oor 'n korter tydperk op hitte te kom, waardeur beide die lamseisoen en die byvoedingsperiode aansienlik verkort word. Die gelyktydige gebruik van koggelramme met 'n baie hoë geslagsdrang asook prikkelvoeding kan 'n wesenlike bydrae lewer om die reproduksie-tempo van die oeye te verhoog. So om hierdie goed saam te doen, koggelramme en prikkelvoeding, kan maak dat jy 'n redelike goeie verbetering kan kry in jou reproduksie-tempo, wat sal maak dat jy meer lammers aankry, meer lammers kan speen en gevolglik meer geld kan maak uit jou skaapboerdery. Die beste manier om uit te vind wat om te doen is eerstens om te bepaal waar staan jou boerdery. Is jy onder die top 20% of is jy onder die onderste 20% of is jy iewers hier in die middel? Want as jy weet waar jy staan, dan sal jy weet wat om te doen. My aanbeveling sal wees dat jy hierdie skaapboerdery evaluasie gaan doen. Dit is so 15 vrae wat jy kan beantwoord en dit sal vir jou baie goeie indikasie gee van waar jou boerdery staan. Jy sal die skakel vind reg onder hierdie video, in die beskrywing van die video of in die opmerkings. Dit sal sê WMS skaapboerdery evaluasie. Dan klik jy net op daai skakel en dit sal jou vat na hierdie evaluasievorm wat jy kan invul. As jy die vorm klaar ingevul het, dan kan jy net jou besonderhede invul en dan sal jy 'n telling kry. 'n totale telling en dan ook 'n telling vir die 3 afdelings, besigheid en mense, natuurlike hulpbronne, produksie en bestuur, om te kyk waar is jou tekortkominge en dan kan jy maar net die stappe volg daarvan af. As jy minder as 80% kry vir jou skaapboerdery evaluasie, dan sal my aanbeveling wees dat jy hierdie werkboek aanskaf, die 3 pilare van winsgewende skaapboerdery. Die skakel is reg onder hierdie video in die beskrywing of in die opmerkings van die video. Nou, die 3 pilare van winsgewende skaapboerdery handel oor besigheid en mense, natuurlike hulpbronne en dan skaapproduksie en bestuur. En dit sal jou help met jou denkwyse, jou beplanning, jou strategie, stelsels en die implementering daarvan. En hopelik sal dit jou vat na die top 20% skaapboere in Suid-Afrika. As jy voel jy het meer hulp nodig, dan is jy welkom om deel te word van my Welvaart met Skaap Top 20 mentorprogram. Hierdie mentorprogram loop oor 12 maande. So ons gaan in maand 1 en 2 doen ons beplanning en strategie en denkwyse en dan in maand 3 tot 6 werk ons met begrotings en stelsels en dan maand 7 tot 12 dan doen ons monitering, evaluering en verbetering. So die hele doel met die mentorprogram is om jou te help om binne 12 maande jou boerdery te vat van waar ook al jy jou bevind na een van die top 20% skaapboere in Suid-Afrika. Uit ondervinding weet ek dat die meeste skaapboere maar redelik klei trap as dit kom by die verstaan van hulle finansiële syfers van hulle boerdery. So as jy belangstel, gaan kyk na hierdie video wat nou op die skerm verskyn, as jy meer wil leer oor hoe jy jou syfers van jou skaapboerdery moet interpreteer.